Ek gaan die nooi vriende om die woord van die Here oop te maak, wel uit Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6. Ons gaan saam lees vanaf vers 24 tot en met vers 34. Matteus 6, die eerste boek in die Nuwe Testament, die Matteus Evangelie, hoofstuk 6, 'n baie bekende gedeelte. Ons behoort dit te ken en het dit al baie gelees, Matteus 6, vers 24 tot en met vers 34. Ons gaan dit saam lees. Matteus 6 vers 24 sê: Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel in die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Net tot sover die skriflesing uit die wonderbare woord van die Here. Mag die Here dit vandag in ons harte bevestig. Ek gaan vra vriende dat die manne staan vir wie dit moontlik is, dan verenig ons ook vir 'n oomblik net in gebed asseblief. Die woord van God leer ons, Here Jesus, dat uit U en deur U en tot U is alle dinge, U sin is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Paulus skryf in Kolossense dat daar nie een ding ontstaan wat ontstaan het sonder U nie. U is die begin. U was by die skepping. U was deel van die skepping. Die woord sê U het geskep, U het gehelp skep. Ons aanbid U dat U aarde toe gekom het, dat U U hemelse paleise verlaat het, gewilliglik 'n slaaf kom word het, 'n dienaar kom word het, die sondebok kom word het, die straf vir ons sondes kom dra het, dat U aan die liggaam, Here Jesus, ons siekte kom dra het aan die kruis, dat U 'n rein lewe kom leef het, U het vir ons kom wys dat dit moontlik is om die vyand te verslaan, U het vir ons kom wys dis moontlik om vir die versoekinge nee te sê, U het vir ons kom wys wat dit is om 'n nederige lewe te lewe. U is die een, die groot voorbeeld in wie se voetspore ons uitgedaag word, sê Petrus, om in U voetspore te volg. Paulus het gesê, wees my navolger, soos ek dit van Jesus is. Ons wil in U voetspore wandel. Ons wil hê dat U gestalte in ons kan verkry. Ons wil hê, Here Jesus, dat wanneer mense na ons kyk, hulle Christus in ons kan sien, die lieflike geur van Christus kan ruik. U sê vir ons in 1 Korintiërs, ons is 'n lieflike geur wat versprei moet word. Mense behoort ons te ruik, en hulle behoort die geur van Christus te ervaar. Hulle behoort die vrug van Christus in ons lewe te sien. Dit sê vir ons in Johannes 15, dat ons vrug moet dra. En die landbouer, wanneer mense die vrug sien, dat hulle die landbouer sal verheerlik. Wil hy die vrug van Christus in ons lewe, in ons lewenssap, in ons lewensare, die sap van Christus deur ons lewe laat vloei, sodat ons vrug kan dra. Ons is nie bekommerd oor die vrug nie, Here.
Ons is nie hier in 'n kompetisie met mekaar om te sê, kyk hoeveel vrug het ek nie. Ons hele motief is dat mense die Here Jesus sy vrugte deur ons kan sien en ervaar. Ons is kinders van die Here, deur U bloed vrygemaak, skoon gewas, losgekoop. En omdat ons die kinders is, het ons vrymoedigheid om vandag na die troon van genade te kan gaan, dat U vir ons hoor, dat U ons help. U gee vir ons barmhartigheid en genade, sê Hebreërs 4 vir ons. En daarom aanbid ons U Here Jesus, dat ons as gemeente voor U kan kom buig. Dankie dat ons voor U kan staan in 'n kanselgebed en ons node voor U bekend kan maak. U ken dit. Ons kan ons blydskap voor U bekend maak. Ons dankbaarheid, ons spanning, ja Here, ons bekommernis oor die oorlogsvure wat aangesteek wil word. Ons kan na U toe kom as gemeente en vir U vertrou, Here, dat U wat shalom is, vrede, dat U vrede in hierdie land sal wees. Ook wat Dinsdag betref. Here Jesus, U is alreeds daar aan die ander kant van dit. En ons aanbid U en vertrou vir U, vir ook deurbrake in ons land, deurbrake vir Christus. Dankie Here Jesus, dat ons as gemeente by U woord kan kom sit. U praat met ons. Ons is U kinders. En ons vra Here Jesus, wil U vir ons, soos U woord 'n vars gebakte brood moet wees. Skep vanoggend vir ons die verlange in die hart om hierdie vars gebakte brood met 'n God gewerkte aptyt te geniet. Dit bid ek in die naam van die Here Jesus met dank. Amen. Vriende, ek wil graag met U vers 32 is die teks van oordeenking voorhou. Hier staan hierdie woorde: na al hierdie dinge soek die heidene. Soek die heidene. Die Amplified vertaling van hierdie versie sê, for the Gentiles wish for and crave and diligently seek all these things. Hulle soek daarna, and your heavenly Father knows well that you need them all. En ek wil met jou praat oor die tema, die heiden in my. Die heiden in my. Ons weet, liewe vriende, dat 'n mens, as jy 'n babatjie is, dat jy nie op jou eie kan oorleef nie. 'n Pasgebore baba is altyd afhanklik van die sorg van 'n moeder. 'n Baba kan nie op sy eie funksioneer sonder die hulp van ander nie. Van kleins af het God al in die mens 'n drang geplaas, 'n behoefte na kos, na sorg. Daar in Eden met Adam en Eva het God die mens daar geplaas met 'n doel, met 'n plek, met 'n posisie, met waarde, met 'n begeerte om ook van die bome wat daar in die tuin van Eden was, vir hulle self te kon geneem het. Daar was 'n goeie drang wat God in die mens geplaas het, 'n drang na sorg, 'n natuurlike drang wat God vir die mens gegee het. Maar dan lees ek in Genesis 3, liewe vriende, dit wat God mooi gemaak het die vyand kom verbreek. Ek sien, liewe vriende, hoe die vyand kom na Eva toe sy nog sondeloos volmaak was, en in haar reinheid, hierdie behoefte, die drang na goeie vrug, dat hy dit misbruik in haar hart, en dat hierdie vrou en ook die menslike geslag daarna, dat dit vir ons die sleg daarvan uitgebring het. Die Bybel sê vir ons aan Genesis 3, vir Eva was die vrug 'n lus vir die oog. Dit het in haar hierdie behoefte aangewakker om te sê, ek kan nie daar sonder nie. Sy daarna gesoek, ek kan nie daar sonder nie. En hierdie drang, liewe vriende, is verdoem deur die Satan self, en is dit tot vandag toe nog jou en my grootste stryd. Ek praat met kinders van die Here vandag. Ek en u voer vandag 'n stryd teen die vlees. Daar's 'n stukkie heiden in elkeen van ons, wat ons nooit gaan verlaat nie. Hy gaan altyd by ons bly, tot die dag dat ons sterf. Daar's iets in ons, liewe vriende, wat die duiwel verwring het, binne in jou my hart, die vlees. 'n Vlees wat begeertes het, wat na dinge soek,
Liewe vriende, die hartstogtelike vlees het ook nie jou en my adres vergeet nie. Inteendeel sê die Bybel, dis iets wat ek en jy daagliks moet kruisig. Hy moet daagliks getem word, die vlees. Daar's 'n heidense soeke in elkeen van ons. Daar's 'n hongerwolk wat tot ons hang, oor ons hang. 'n Hongerwolk wat net nooit versadiging kan kry nie. Ek sê, liewe vriende, elke kind van God voer 'n stryd in sy of haar binneste teen hebsug, teen gierigheid, teen selfsug en hoogmoed. Dis iets wat elkeen van ons se deel is. Kyk na die gedeelte wat ons saam gelees het en sien die vrug van hierdie soeke, die craving, die heiden hebsug in elkeen van ons. Sien saam met my die verdeelde aanbidding raak. Wat is die vrug van hierdie vlees wat nie betem word nie? Dit veroorsaak verdeelde aanbidding. Vers 24 het gesê, jy kan nie twee here dien nie. Jy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Dit maak, liewe vriende, dat ons God nie kan aanbid, die God van die hemel, soos hy aanbid behoort te word nie. Sien dat dit hierdie drang in jou iets bring van selfsug, 'n gedagte van ek kry net nie genoeg nie, ek het te min. Dis hoekom hulle bymekaar maak in vers 19, skatte wat bymekaar gemaak word, wat in elk geval deur diewe weggeneem word en gesteel word, wat verniel word deur roes. En dan vers 32, hierdie woorde, al die dinge, die mammons, die kos, die klere, die dak oor die kop, al die dinge soek heidene. Dis dinge wat nie eens by kinders van God mee hoort nie. Dis heidene wat daarna soek, dat daar te min kos, u voorsien te min kleding, 'n onvoldoende beskutting. En dan het vers 32 gesê, na hierdie dinge soek, die woord kryf, demand, die heidene. En ons hemelse Vader weet dat ons hierdie dinge nodig het. In vers 1 sien ons ook iets van trots en hoogmoed raak in Matteus 6. Dat wanneer mense goed is, wanneer die linkerhand iets doen, moet die regterhand daarvan weet. Dan neig 'n trotsheid, 'n hoogmoed. Dis hoekom Jesus sê in vers 1, pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys, om deur hulle gesien te word nie. Dis die stryd wat ons het, vriende, die goeie wat ek doen, moet ten minste iewers erken word. Vers 5 sê, wanneer mense bid, moenie wees soos die geveinstes, hulle hou daarvan, om in die sinagoges en op die hoeke van strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Almal van ons hou van 'n klop op die skouer. Dit laat ons goed voel. Dis die stukkie vlees, die heiden in ons. En dan sê die Here, hulle het hulle loon weg. Liewe vriende, ek wil vir u sê, ons is gebore met 'n stukkie heiden in ons. Ons het dit gekry by ons oerou man, oupa, Adam en Eva. Hulle het dit vir ons gegee. Daar leef in ons 'n vlees wat weier om sy trots te breek en die knie voor God te buig. 'n Vlees wat weier om te sê, ek het meer as genoeg, ek kan weggee. 'n Vlees wat wil heers oor sy eie begeertes en behoeftes. Ek sê vir u, daar's 'n stukkie heidense hebsug in elke liewe mens. Trouwens was dit die eerste sonde wat ooit in hierdie wêreld ingekom het, 'n stukkie hebsug, hoogmoed. Die Satan was nie tevrede met die posisie wat hy gehad het nie. Jesaja 14, Esegiel 28 leer vir ons, hy was die naaste aan die troon van God, die naaste, maar hy was nie tevrede met dit nie. Nee, daar was iets in hom, vriende, wat gemaak het dat hy op die troon wou sit. Hy wou God van die troon afskei, want dit was sy plek, 'n stukkie ambisie, hebsug, ook in sy hart. Adam en Eva was nie net tevrede met al die bome in die tuin van Eden nie, nee, die een wat hulle nie moet hê nie, hulle soek hom. Hy het sy eie wil, om alles vir hulle self te kon hou en te vat. Ek lees van 'n stukkie heiden in Esau, wat sy potlens, sy eerstgeboorte reg verkoop vir 'n potjie lens. Dis 'n stukkie heiden wat homself nie kon beteel nie.
Ek lees van die vleisspotte van Egipte, wat maak dat Israel gou hulle God vergeet, verdeelde aanbidding veroorsaak. Ek sien 'n volk wat nie anders as om gehoor te gee aan God nie. Hulle luister vir die heiden binne in hulle en hulle dien ander afgode. Ek sê vir u, liewe vriende, daar's 'n heidense spoor van verwoesting in alle mense, van alle godsdienste, van alle vlakke van die samelewing. Tussen rykes sal jy dit kry. Tussen arme mense sal jy dit vind. Tussen geleerde mense sal jy hierdie stukkie heiden kry. Dis oor alle vlakke, tussen verskillende kerke, oor alle godsdienste heen. Almal worstel met 'n stukkie heiden in hom of haar. Maar as jy die gedeelte saam lees wat ons saam gelees het, sien jy dat God eintlik wil sê, ons hoef nie daarmee die stryd te voer nie. Daar is hoop, daar's 'n oplossing, daar is 'n oorwinning. En dis vandag my gebed, dat ek en u as kinders van God dit sal erken ten minste vanmôre, dat daar 'n stukkie heiden in my is, die vlees, en God sal vertrou om dit te tem of te kruisig. Dat ons oorwinning oor hierdie vlees in ons harte sal hê. En ek wil net 3 gedagtes in die midde laat, so in hierdie oggenduur. Die eerste wat ek wil noem is, wat is die heiden in my? Waarna verwys ons as ons sê, daar's 'n heiden in ons? Ons moet weer gaan bietjie kyk na vers 32. Die woorde wat sê, na hierdie dinge soek die heidene. Dis asof die Here Jesus sê, die goed pas nie eens meer by kinders van die Here nie, dit pas by heidene. En die woordjie soek beteken om intensief aanspraak te maak. Dit is myne, ek soek dit. Om aanspraak te maak op iets. Die Engels praat van to intensively demand. Dis daai iets in jou wat 'n smagting het. Die wêreld noem dit 'n verslawing. Ander mense sê dis 'n binding. Dis 'n hou vas. Dis iets wat jou vashou. Iets binne in jou, vriende. Enige iets wat ek 'n God in my lewe maak. Vers 24 noem dit, niemand kan 2 here dien nie. Hy noem mammon, daai drang na geld byvoorbeeld, noem hy 'n tipe van 'n aanbidding na 'n God. Dis iets wat ek 'n God in my lewe maak buiten die hemelse Vader, die drie-enige God. Niemand kan 2 here dien nie, jy kan nie God en mammon dien nie. Die Bybel stel hierdie stukkie heidense hebsug, hierdie gierigheid amper gelyk met 'n God in my lewe. Dan sê Spreuke 30 vers 15 hierdie woorde, die bloedseier het 2 dogters, gee. 3 is dit wat nie versadig word nie. 4 sê nooit genoeg nie. Daar's iets wat sê, ek het nie genoeg nie. Gee vir my, ek soek, ek kan nie versadig word nie. Is 'n bloedseier, 'n parasiet, wat teer, en het nooit genoeg kry nie. 'n onvergenoegdheid. Jesus het daarna verwys, in Lukas 12 vers 15, toe hy vir sy disippels sê, pas op en wees op julle hoede vir hebsug, gierigheid. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Die Amplified sê dit vir my so klein bietjie anders. As hy sê, the greedy longing to have more. Om meer te kan hê. Dis daardie ding in ons. Iets wat net nie genoeg van iets anders kry nie. En ek weet nie wat dit in jou lewe is nie. Ek weet nie hoe die vlees en die heiden in jou uitdrukking kry in jou lewe nie. Maar dis iets wat net nie genoeg van kry nie. En die Bybel praat van verskillende dinge wat hierdie heidense hebsug, hierdie gierigheid in my binneste kan laat groei. En in die gedeelte wat ons saam gelees het, praat na 3 van sulke dinge. En ek wil dit net so 'n bietjie noem. Daar's iets waarna ons smag, en dit is dat ons almal sê, ons het te min geld. Die Here voorsien nie genoeg nie, wat die tydelike dinge betref. Kyk wat sê Prediker 5 vers 10. Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie. En wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie, ook dit is dan te vergeefs. Ietsie in ons binneste, vriende, en elkeen van ons voer ons 'n stryd met materialisme, gierigheid, ongeag jou bankbalans. Dis nie wel af mense wat hiermee stryd nie. Brandarme mense sukkel ook hiermee. Dat hulle vir God sê, Here, ek kan nie, ek het nie, U doen nie, U voorsien te min.
Dis 'n heidense, die heiden in ons, waarmee ons hierdie stryd voer. As jy die koerant bestudeer, vriende, sê hulle vir ons, dat 1/4 van alle mense wat dobbel in Suid-Afrika, dobbel hulle SASSA pensioen uit. 1/4, 25% van alle mense wat dobbel in hierdie land, dobbel hulle SASSA geld uit. Dis die armste van die armstes. 1/4. Kan jy hoor die stryd, die heiden in mense, na meer geld? Ek lees kinders so jonk as 14 jaar, standaard 6, graad 8, is vasgevang in dobbel, terwyl hulle op die skool sit. Hulle sit op die skoolbanke en dobbel. In 2024 is daar 1,1 triljoen rand uitgedobbel in hierdie land. 2 keer meer as wat die hele regering kry om al sy werk te doen. Ryk mense dobbel, arme mense dobbel. Dit gaan nie oor dobbel nou nie. Dit gaan net oor dat dobbel die vrug is van iemand wat 'n stryd het met 'n stukkie materialisme, gierigheid. Daar's 'n heiden in die mens wat sê, ek het nie genoeg nie, ek kort. En ek sal enigiets doen om hierdie vlees wat skree soos 'n baba in my, om dit te kan bevredig. Ek sal oneerlik wees. Ek sal beginsels laat vaar. Jy lees in 1 Timoteus 6 vers 19, die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeertes. Vers 10 sê, die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, omdat hulle dit begeer, het hulle afgedwaal en hulle self met smarte deurboor. Daar in Jesaja 3 vers 14, lees jy hoe Israel, wat hulle weduwees en wese moes versorg, hulle moes barmhartigheid betoon het. Dan staan daar, julle het die wingerd afgewy, wat aan arme man ontroof is in julle huise. Hulle vat van arme mense, omdat hulle 'n probleem het met geld. Daar's 'n probleem met materialisme, dis iets in jou vriende wat sê ek het te min, ek kan nie op pensioen gaan nie, want ek het nog nie daar gekom nie. Daar's iets soos die gedeelte praat van kos, wat sal julle eet? Matteus 6 vers 25, as baie om dit te sê, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie. Die stryd, die binneste in jou, is om te sê, dis te min. Niks kan die heiden in jou uitbring soos kos nie. Lekker kos, goeie kos, te min kos, selfs ook te veel daarvan, te min of te veel. As jy die woord bestudeer, sal jy sien dat in 1 Korintiërs 11, die gemeente van Korinthe het hierdie heiden geveg. Hulle het 'n gemeenteete gehad en die tafels het gekreun van die vleis. En daar was mense, verskoon die taal, wat soos vrate aangegaan het. Israel se groot probleem was wat? Die vleispotte van Egipte. Was kos. Toe was dit water. Toe is dit water nie reg nie. Toe was dit manna wat nie reg was nie. Wat het Esau vasgevang? Was die begeerte 'n goeie potjie lensies op. Jy lees daarvan in Genesis 25 vers 29 tot 33. Hy sou sy eersgeboorte reg kruisig om hierdie iets in hom, vriende, die heiden in hom te kan bevredig. As ons nou weer gaan kyk na Adam en Eva en veral Eva se aanslag op haar lewe, die versoeking wat die duiwel vir haar gee het, waarmee het haar versoek? Kos. Waarmee is die Here Jesus versoek? Kos. Dis die modus operandi van die duiwel. Hy weet die stryd wat ek en jy met 'n heiden in ons het en hy val ons daarmee aan. Hy gebruik kos. Hy val die vleeslike honger van die Here Jesus aan. Dis sy aanvaltegniek by Eva gewees. Die aanvaltegniek met Israel, met 'n Esau. Satan weet, daar's 'n heiden in ons wat gevoer moet word. En uiteindelik word dit die vlees genoem. In Galasiërs 5 vers 19 word die werke van die vlees geopenbaar. En dit wys vir ons maar net, daar's 'n lys van dinge wat gebeur, afgoderry, vyandskap, twis, naaiwer, tweedrag, moord, dronkenskap, brassery. Dis hoe die Satan die vlees aktiveer in jou en my hart. En dis waartoe die vlees geneig is. Daar's 'n heiden in elkeen van ons. En die heiden in ons sal alles in ons vermoë doen om dit te kan bekom. Ons sal mense misbruik, ons sal steel, ons sal bedrieg soos Judas Iskariot en Dawid.
Die heiden in ons maak ons iets wat ons nie is nie. God het ons tot beter geroep. Ek sê weer, daar's 'n stryd in jou en my hart. 'n Stryd wat jy self voer teen gierigheid. Miskien sê jy vanoggend, ek het te min. Jy dalk vanoggend 'n stryd teen selfsug wat hoogmoed is, waar jy sê, ek het God nie nodig in my lewe nie. Ek kan sonder God my eie lewe bestuur. Miskien is jou aanslag die heiden in jou vanmôre die vlees. Jy kry net nie oorwinning oor hierdie vlees nie. En dis in hierdie areas waar die duiwel staan en hy boor jou elke dag van jou lewe. Jy ervaar hoe hy jou boor. Dis die heiden in jou met daai begeerte, daai drang om te soek toe kryf. Dis die heiden in my. Die tweede wat ek in die midde laat is, wat is die gevare van die heiden in my? Waartoe lei die heiden? Kyk wat sê vers 24. Jy sal die een haat en die ander lief hê. Jy sal die een aanhang en die ander verag. Hoofstuk 6 vers 1 sê, julle het geen loon nie. Daar's loon wat verwyderd is. As jy met 'n dubbelhartige hart lewe, as jy die heiden voer in jou sê die woord, daar's nie loon nie. Vers 5 sê ook, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Daar's gevolge, as die heiden in jou hart nie beteel word nie, as die heiden in u en my hart nie getem word nie, is die gevolge daar. Die Bybel sê, wat is hierdie gevolge? Dis verdeelde aanbidding, ek het dit reeds weer genoem in vers 24. Het jy geweet dat jy met so 'n hart nie geestelik kan groei nie? Jy lees in Markus 4 vers 18 tot 19 hierdie woorde, en hulle by wie in dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Die heidene, die ongetemde heiden in jou help jou om nie geestelik te groei nie. Dit belemmer geestelike groei. Die 83 vertaling sê dit bietjie anders. Hy sê die begeertes, die craving na allerhande ander dinge kom op en verstik die woord. Dit steel die woord uit my en jou hart uit. Die begeerte na die dinge van die heidene. In 1 Timoteus 6 vers 10 staan daar, die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Afdwaal, as die heiden in jou en my gevoer word. Jesus het in ons skrifgedeelte vanoggend verwys, hoeveel te meer vir julle, wat noem hy? Klein gelowiges. Iemand wat met die heiden in sy hart struikel, vriende, God kyk na hom en sê, dis 'n klein gelowige. Dit belemmer jou geestelike groei. Dit dra by tot bekommernis. Wat kwel jy jou? Moet jou nie kwel nie. Slapelose nagte, onnodige spanning. Ek wil 'n Bybelse voorbeeld, 'n paar Bybelse voorbeelde voorhou van mense wat hierdie heiden in hulle nie kon tem nie. En die effek daarvan. Die eerste Bybelse voorbeeld, dink ek is 'n baie goeie voorbeeld, was Dawid. En Dawid wat onder die wet van die Here was, wat hierdie heiden in homself nie kon tem nie, sy probleem was mooi vrouens. Hierdie gierigheid na 'n ander man se vrou. Sy vlees wat sê ek moet haar hê, en toe hy haar kry, toe breek hy 9 van die 10 gebooie. Dis die effek daarvan. Hy het eers begeer hy vir Batsheba, dit was die 10de gebod wat hy gebreek het. Toe pleeg hy egbreek, dis die 7de gebod wat hy gebreek het. Hy steel toe 'n ander man se vrou, die 8ste gebod wat hy gebreek het. Hy pleeg moord, die 6ste gebod. Hy bring oneer op sy ouers se naam, die 8ste gebod. Hy het God nie eerste gestel nie, die eerste en die tweede gebod. En hy het die oneer op die Here se naam gebring. U is die man, sê Isia vir hom. Die 3de gebod. Die Bybel vertel vir ons verhale van mense, vriende, wat die heiden in hulle nie getem het nie. Ek lees van Achan in Joshua 1 vers 7 vers 1 tot 26, waar sy liefde vir 'n goue beker, as ek maar net, ek het te min, ek gaan daai goue koppie onder my tent bære, en hy sterf, want die heiden van materialisme kon hy nie wen nie. Jy lees van Delilah en Samson. Ja, vir Samson was dit 'n vrou.
'n vrou was sy swak oog gewees. Maar vir Delilah sê die woord in Rigters 16 vers 4 tot 8, wat haar laat tik het en oorkantel het, was 'n liefde vir geld. Ek lees vir jou Rigters 16 vers 5, toe kom die vorste van die Filistyne op haar en sê vir haar, haal hom oor en vind uit waardeur sy krag kom, waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind om hom te bedwing, dan sal ons jou elkeen 1100 sikkel silwer gee. Geld het Delilah laat val. Jy lees in 2 Konings 5 vers, ek kan al die ander skerm wys, in 2 Konings 5 vers 20 tot 27 van Gehasie. Die heiden in Gehasie word geïdentifiseer as geldgierigheid. En die straf vir dit was melaatsheid sy hele lewe vir hom en sy nageslag na hom. As jy die Bybel lees in Matteus 26 vers 14 tot 16, sal jy hoor, wat was Judas Iskariot se heiden? Geld. Dit word gewaardeer. 30 sikkel silwer was dit vir hom werd. Jy lees in Handelinge 5 vers 1 tot 10 van Ananias en Safira, wat hulle offergawe van God, hulle wou God bedrieg, maar die offergawe wat hulle afgespreek het, hulle vir God sou gee, en toe het hulle dit nie gedoen nie, omdat hulle 'n stryd in hulle binneste gevoer het, met 'n heiden in hulle self. En nou kom ons by die positiewe vriende. Dink jy God het ons geroep en geskape om hierdie enorme stryd die voortdurend te hê met 'n heiden? Lyk dit asof die heiden die hele tyd wen? Nee, die woord sê vir ons, wat is die weg van God? Daar's 'n beter weg, ons het dit gelees. Daar's 'n oorwinningslewe. Die Here praat hier in Matteus 6 vers 30, as God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel sal hy dit nie vir julle doen nie? Jy hoef nie vir die heiden in jou te luister nie, God is die bron, nie jouself nie. Vers 31, daarom moet julle nie kwel nie. Dit hoef 'n deel van jou bekommernis te wees nie. Vers 32, julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Soek die koninkryk van God eers en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Daar is by God oorwinning, liewe vriende. Jy en ek kan die heiden in ons stem. Ons kan hom kruisig. Ons kan hom daagliks kruisig. Daar's absolute oorwinning en hulp. Daar's verlossing vir die heiden in my. En dit laat ons by die derde. Hoe tem ek die heiden in my? Hoe kom hy tot gehoorsaamheid, onderwerping aan God? Nou as u mooi opgelet het vanmôre, het ons in hierdie boodskap deurgaans verwys na 3 dinge. Dis eintlik waaroor Matteus 6 gaan. Daar's ander dinge wat die heiden in jou uitbring, ook in die Bybel, maar vanoggend se fokus is net op 3 dinge. En ons het daarna verwys na gierigheid of materialisme. Ons het gepraat oor hoogmoed of selfsug, dat ek God nie in my lewe nodig het nie. En ons het gepraat oor die vlees, in sy vorme dat die vlees in ons lewe uiting kry. Dis hoekom Jesus Matteus 6 vir ons opgeteken het. Matteus 6 gee vir ons die oorwinning oor hierdie heiden in ons. Die Here leer uit die bergpredikasie hoe ons die heiden kan tem, hoe kan ons hom kruisig. Jy lees daarvan in vers 3 byvoorbeeld, dis nou in die begin van die gedeelte. En vers 3 sê, maar jy as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Vers 4, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Hoe raak ek van materialisme ontslae? Hoe raak ek ontslaaf van die mentaliteit van ek het te min, ek het nooit genoeg nie, die bankbalans bly net altyd te min. Hoe raak ek ontslaaf daarvan? Die Bybel sê, hoe word ek? Hoe breek ek daai mentaliteit in my van ek het net te min? Die Bybel sê hoe jy dit doen. Jy moet liefdadigheid bewys. Die Amplified sê, thus whenever you give to the poor. Hoe raak ek ontslaaf van ek het te min? Ek wil by mekaar maak, ek wil by mekaar hark. Weet jy wat sê die Bybel? Maak oop jou hande. Give to the poor. Liefdadigheid wat bewys word. Die oplossing vir 'n selfsugtige heidense hart is om my hande oop te maak, om nie vas te hou nie. Want die God van die hemel voorsien. Dis ook wanneer ek uit my gebrek uitgee, liewe vriende. Vanuit niks gee nie. Ek
het eintlik in my binneste 'n heiden wat vir my skree en sê, maar jy kan nie gee nie. Jy het dan nie self nie. Hoe kan jy gee? Dis die heiden in jou wat skree. Dis wanneer ek uit my gebrek gee. Wanneer alles in my binneste sê, maak die hande toe, jy kan nie nou gee nie. Dis waar die oorwinning lê, sê die woord. Dis waar die oorwinning is. Ek lees daarvan van die kinders van God in Macedonië in 2 Korintiërs 8 vers 2. 'n Arm gemeentetjie. Daar staan dat hulle onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. 'n Arm mensies. Maar die gemeente van Macedonië, die kinders van God in Macedonië het die heiden in hulle getem. Vers 3 sê 2 Korintiërs 8 vers 3, hulle was na vermoë, ek betuig, bo vermoë gewillig, en het met ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe sal ontvang. Die weduwee wat 2 oortjies in die kerk gaan ingooi het of in die tempel, 2 oortjies, dink jy sy die heiden en haar oorwin? Verseker. Matteus of Markus 12 vers 42 sê vir ons, dit getuig van die oorwinning van hierdie vrou, wat nie gehaat het nie, vriende. Jesus het verwys net in die vorige hoofstuk wat ons saam gelees het vanoggend, Matteus 5. Julle moet 'n slegte mens nie weerstaan nie. Vers 40, hy wat na jou met die gereg wil gaan, jou onderkleed wil neem, laat hom die bokleed kry. Elkeen wat van jou 1 myl afdoen, stap 'n tweede myl saam met hom. Gee aan hom wat jou iets vra. Wys hom nie af wat van jou wil hê nie. Selfsugtigheid, onvergenoegdheid se mag word gebreek deur vrygewigheid. Dat God jou hart sal oopbreek. En nou redeneer ons almal, die heiden in jou redeneer, maar wat moet jy gee? En nou verwys ek nie eintlik na tydelike dinge nie. Ek verwys nie na geld wat jy moet gee nie. Ons kan sê, maar wat moet ek gee? Ek het dan niks nie. Is jy dalk die persoon wat vandag na jou lewe kyk soos die disippels van ouds en sê, toe Jesus sê, gee julle vir hulle iets, sê hulle, nee, ons het maar net 5 brode, hier is maar net 5 brode en 2 visse in ons hand. Is ons probleem dat ons dalk verkeerd kyk na dit wat God vir ons gegee het? Ja, vriende, ons kyk verkeerd na dit wat in ons hande is. Ons het maar net 5 brode en 2 visse. Hierdie navorsing wat ek vir nou deel, was gister nog, het ek dit gekry. Net om vir jou te sê, wat is in jou hand? Hoe lyk die 5 brode en 2 visse in elkeen van ons hand? Het jy vanoggend met 'n kar kerk toe gekom? Besit jy 'n voertuig? As jy vanoggend met 'n kar kerk toe gekom het, vriende, is jy die gelukkiges. Net 12 tot 18% van die wêreld se bevolking besit 'n kar. Van die biljoene mense is daar net 12% tot 18%. Daar's vanoggend 84% van hierdie wêreld se mense wat nie 'n voertuig besit nie. So of jy nou met 'n skedonk hier by die kerk aangekom het, daar sal iemand sit en sê, "Jo, hierdie mense is skatryk, kyk die kar wat hulle het." Of jy nou met die beste kar hier aangekom het, dan gaan altyd iemand wees wat sê, "Ek het dit nie." Hulle sê slegs 1 uit elke 6 mense op hierdie aarde besit 'n voertuig. 1 uit elke 6. Het jy vanoggend jou kraan by die huis oopgemaak en in 'n warm stort gestaan of dalk 'n glasie water gedrink? Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar's 2.2 biljoen mense, amper 30% van hierdie wêreld se mense wat vanoggend nie 'n kraan kan oopmaak en 'n glasie water kan drink nie. Dis hoe die 5 brode en 2 visse lyk wat in jou hand is. Het jy kos op jou tafel? Daar word vir ons gesê dat 733 miljoen mense erg onder ondervoeding en honger ly. Onder kinders sê hulle dat van alle kindersterftes onder 5 jaar, 50% van alle kinders in hierdie wêreld wat doodgaan onder 5 jaar, sterf as gevolg van ondervoeding. Elke 2 sekondes sterf iemand as gevolg van honger op hierdie aarde. Elke 2 sekondes sterf daar iemand. Hulle sê daar's 1 biljoen mense wat met minder as R300 per maand oorleef op hierdie aarde. As jy meer as R300 'n maand verdien, is jy ryker as 1 biljoen mense op hierdie aarde. Dit sê die statistiek van ons. Kan dit vir 'n oomblik net in jou gemoed insink? Kla ons nie vanoggend met 'n wit brood in die arm nie. Is dit dalk nie net 'n heiden in ons, vriende, wat nie getem kan word nie? 'n Heiden wat nooit sê, 'n bloedsuier wat sê, gee. Daar's nooit 'n vierde wat sê, ek het genoeg nie. Veg ek en jy nie maar ook 'n heiden in ons vandag nie?
Miskien moet ons vandag erken, Here, ons is skatryk. En dan meet ons dit nou nie eens aan ons bankbalans nie. U is goed vir ons. Ek het meer as genoeg. Daar's 'n heiden in jou wat sê jy het nie. Sê vandag vir die heiden in jou, ek het meer as genoeg. Plentiful. So wat sê die Here Jesus, hoe breek ek materialisme? Maak jou hande oop. Hoe breek ek hoogmoed in my lewe? Selfsug. Hoe breek ek daai heiding? Hoe bring ek daai heiden in my hart tot op sy knieë? Wel, die Bybel sê vir ons hier in vers 6 wat jy moet doen. Wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgen is. Ja, vriende, daar's 'n trotse heiden in ons wat vir jou leer glo dat jy God nie nodig het nie. Die heiden van hoogmoed vind dit moeilik om die knie voor God te buig. Die rede waarom ek en jy nie bid nie, is nie omdat ons nie tyd het daarvoor nie. Kom ons erken dit vandag. Dis omdat daar 'n trotse heiden in ons is wat sê ek het God nie nodig nie. Ek kan my eie lewe uitsorteer. Dis 'n mens in homself wat weier, die vlees wat weier om te erken, ek is swak, God is sterk. Ek weier om te aanvaar, ek is niks, U is alles. Ek kan dit nie doen nie, dit is so moeilik vir my om dit te doen. Weet jy wat is gebed? Gebed is om die knie voor God te buig. Gebed is om te erken, ek is niks, U is alles. Dis om van my troon af te klim en God se wil vir my lewe te soek. Die heiden in ons, vriende, sê, ek is trots, en daai trotsheid kan net afgebreek word as jy vir 'n oomblik jou knieë voor God buig en tot die lewende God in die hemel roep en sê, o God, ek het niks, ek erken U is alles, ek het U nodig. Dis hoe daai heiden in jou en my getem en gebreek word. En dan word hier 'n laaste ding genoem. Hoe breek ek die vlees wat begeer, die vlees wat hoerery wil pleeg, wat egbreek wil pleeg, wat twis. Hoe breek ek my vlees? Hoe kry ek my vlees onder bedwang? Die Bybel sê vir ons hoe in vers 16. Hy sê hierso, hoe kan ek die vleeslike heiden in my oorwin? Deur te vas. Vers 16, wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos die gefeinstes nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word. Voorwaar ek sê vir jou, hulle het hulle loon weg. Maar as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig. Liewe vriende, niks breek jou en my, tem ons vlees tot in die grond af, soos om te vas nie. Om jouself te ontneem van hierdie drang wat God in jou geplaas het, 'n goeie drang wat die duiwel verbreek het, verwrong gemaak het. Hoe breek ek hom af tot in die grond? Die Bybel sê deur te vas. Ek onderwerp my hele vlees. Dis hoe ek hom tem aan die gees van God wat in my is. Ja, vriende, die vlees kan getem word. Die vlees kan gekruisig word. Dis hier op my knieë waar ek leer om oorwinning te kry oor my eie begeertes. Baie interessant, ek is klaar. Die Here Jesus het 40 dae spandeer in wat? Gebed en vas, en die oorwinning gekry oor die duiwel se aanslag op sy lewe. En uiteindelik met sy lewe betaal. Hy het sy lewe oorgegee, sodat daar vir jou en my oorwinning kan wees. Ek wil afsluit, liewe vriende. Elkeen van ons voer 'n onsigbare stryd wat niemand van weet nie, en ons is te trots om dit vir mekaar te erken. Ons hoef dit nie vir mekaar te erken nie. Kom ons erken dit vanoggend voor God. Kom ons praat met die Hemelse Vader daaroor. Ons erken vanoggend, ons het 'n stryd met die ou vlees. Daar's 'n heiden in ons. Ons besef vandag hoe hierdie heiden in ons menige mense se lewe al verwoes het. Ek en u moet daaroor heers. Ons moet hom kruisig, sê die woord. Ons kan 'n einde bring, hy moet getem word, hy moet onderwerp word. Ons moet vanoggend heers oor die leuns van die duiwel in jou en my hart wat jou laat glo, ek het nie om te gee nie. Ek het te min. Ek kan nie gee nie. Ek het selfs 'n gebrek. Oorwin vandag die heiden van gierigheid in jou. Maak jou hande oop. Vertrou God se gees. Gee ten spyte van jou eie nood. Gee jouself, dan jou beursie. Gee eers jouself. Geld is so tydelik om te gee. Dis so onpersoonlik om te gee. Maar wanneer jy jouself offer, dis beter.
Buig vandag voor God. Kies om die knie gewillig voor die hemelse Vader te buig. Klim van jou hoogmoed troon af. Breek die trotsheid in jou hart. Die heiden in jou wil vandag nie erken om te sê ek is verkeerd nie. Tot nou toe sit jy met daai stryd om te sê ek gaan nie vandag luister nie. Nee, God praat nie met my nie. Dis nie my probleem nie. Wil u dit nie vandag erken nie? Vandag. Die woord sê verneder jy onder die kragtige hand van die Here. Sê gereeld, sê gou, onse Vader wat in die hemel is. Doen dit op jou knieë. Nader tot die troon van God. Buig jou knieë by die troon van God. Dis waar trotsheid gebreek word. Sal jy jou vlees onder bedwang bring? Het jy al gevas in jou lewe? Weet jy wat dit is om te vas? Om jouself te ontneem, om hierdie vlees, die oorwinning te kry oor hierdie vlees. Dis jy om tem. Dis jy om kruisig. Jy bring hom tot aan die grond en jy trap hom in die grond. Deur te vas. Het jy al ten bloede geveg teen die heiden in jou? Die vlees met sy hartstogtelike begeertes wat gekruisig moet word. Dit moet getem word. Ek en jy moet hom onder bedwang bring. Hy sal homself moet onderwerp aan die gees van God wat in my hart is. Sal jy vanoggend doen dit wat God se woord vir jou leer? Sal jy die heiden in jou aanspreek? Sal jy hom tem? God gee vir ons genade om dit te doen. Ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons vanoggend kon leer oor daai ding in elkeen van ons. En as ons dit kry, ek gaan net by die kerk uit en ek stop by hierdie robot en iemand druk voor my in. Hoe kom my vlees? Iemand kyk my nou net vuil uit hier by die kerk. Iemand praat so agteraf. Dan wil die vlees sê, hulle is kinder van my. Dis hoe hierdie heiden in my uitvoering kry. Iemand het vanoggend vergeet om iets kerk toe te bring, wat hulle moes gebring het. En iemand anders te sê, weet jy, ons kan jou ook nooit vertrou nie. Heiden in ons. Here, ek bid vir elkeen van ons vandag hier. Dis die stryd, die woord sê in Galasiërs 5 vers 16, dis die stryd tussen die gees en die vlees. Maar daar's oorwinning deur die gees. Die oorhand is in die gees se kant. Ons wil dit vanoggend erken, ons wil ons hele wese aan U oorgee. Ons wil ons knieë voor U buig. Ons wil erken, U is die Vader in die hemel. U is alles, ons is niks. Ek wil nie soos die duiwel van my troon afklim en U afstam van U troon nie. Ek wil eerder, Here Jesus, van my eie troon afklim en U die ereplek gee, die voorsitterstoel van my lewe. Ons almal voer die stryd met wanneer het ek genoeg gegee van myself, my tyd, my talente, my gawes, my geld. Wanneer het ek nou genoeg gegee? Wanneer moet ek bietjie vir myself hou? Iemand het eendag gesê, ask not how much of my money I must give to God, but rather ask how much of God's money I must keep for myself. Ek bid, Here, vir elkeen van ons, wat hierdie stryd voer teen materialisme. Dis hoekom ons oor tyd werk. Dis hoekom ons nie op vakansie kan gaan nie. Dis dalk hoekom ons nie 'n rusdag kan vat nie, want daar's iets wat my jaag om meer te kan hê, om by mekaar te maak. Ek sê nie noodwendig dis verkeerd nie, maar die motief van die hart, dit ontbloot dalk die heiden in my. En hy moet getem word, hy moet gekruisig word, hy moet doodgemaak word. Verlos ons van hom asseblief. Dit bid ek in die naam van Jesus met dank. Amen.